34. Die skrif lees as volg: Jesus kruisiging. 2 ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om teruggestel te word. Toe hulle by die plek aankom wat kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, as ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerkant. Diese vers ek wil even gee. Daarop het Jesus gesê: Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te verwerp. God seën sy voorgeleesde skrif tot elkeen se harte. Amen. Toe Jesus aan die kruis gehang het, dierbares, was sy liggaam seer en sy asem swaar. Die pyn was werklik, tog was sy eerste woorde nie woorde van klagte of bitterheid nie. Dit was 'n gebed. Te midde van spot en gewelddaad het Jesus na sy Vader geroep en gesê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie woorde kom sag, maar hulle dra groot betekenis. Jesus praat nie hier met mense nie, hy praat met God. Hy vra nie dat mense hom verstaan of jammer moet wees nie. Hy verdedig homself nie. Hy bid. Hy noem God steeds Vader. Selfs in pyn bly daardie verhouding staan. Dit wys vir ons dat lyding nie God wys vir ons dat lyding nie God se teenwoordigheid wegvat nie. Soms is dit juist daar waar ons hom die naaste ervaar. Verder sê dierbare, Jesus bid vir die mense wat hom seer maak. Ons maak hom seer, daagliks maak ons die Here seer, dierbares. Met ons optrede, met ons werke, Here, maar sal Here ons vergewe vir dit wat ons doen vandag. Die soldate wat hom vasgeslaan het, dierbaar aan die kruis, die leiers wat hom veroordeel het, dierbares, die skare wat hom uitgelag het, mense wat niks vir hom teruggegee het nie, tog vra hy, vergeef hulle. Dit wys vir ons liefde wat ons nie altyd verstaan nie. Dit is liefde wat gee sonder voorwaardes. Wanneer Jesus sê, hulle weet nie wat hulle doen nie, dierbares, praat hy nie sonder goed nie. Hy weet hoe mense soms blind raak, hoe vrees mag en sonde mense laat optree sonder begrip. Jesus sê, die mense se gebrokenheid raak, en tog kies hy om genadig te wees. Hy tree namens hulle by God in. Dit is wat hy doen. Dit is wie hy is, dierbares. Hier aan die kruis sien ons God se hart. Die kruis is nie net 'n plek van sterwe nie. Dit is 'n plek waar vergifnis opgemaak word. Waar God sê, ek gee nie op met mense nie. Al draai hulle rug, bly ek nader stap. Vir ons vandag spreek hierdie woorde ook sag, maar duidelik. Elkeen van ons dra seer, onreg wat gebeur het. Dinge wat nog pyn doen. Dit is maklik om vas te hou aan daardie seer. Maar Jesus wys ons 'n ander pad, dierbares. 'n Pad wat moeilik is, maar wat uiteindelik vry maak. Vergifnis beteken nie dat alles vergeet word nie. Dit beteken dat ons dit in God se hande moet los. Dan sê laastens, dierbaars, die eerste woord van Jesus bring ook hoop. Hoop vir elke mens wat voel, hulle het gestruikel. Hoop vir elkeen wat swaar dra aan skuld. Jesus kon bid vir mense wat hom kruisig, dan is niemand buite God se genade nie. Die kruis sê vir ons, jy is gesien, jy is geken, en jy word steeds liefgehad. Selfs in pyn kies Jesus om lief te hê, dierbares, in die Here seën. Amen.
Tiwan gedink aan Walam Goeiemôre dierbares, dit is die gebed van my hart vanmôre dat die Here Jesus aan my moet dink spesiaal. Soos hy aan die misdadiger gedink het toe hulle op die kruis gehang het. Toe Jesus vir hom sê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar waar daar geen trane is, waar daar geen sonde is, waar daar geen lyding is, waar daar geen probleme is nie. Dat dit die Here Jesus vir die misdadiger gesê wat dan sê aan die een kant van hom gehang het. Ek wil die woord van die Here lees, die kruisiging vanaf vers 39, Lukas 22. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, ons verdien dit. Ons het moord gepleeg, ons het sonde gepleeg, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade vandag, saam met Jesus op die kruis van Golgotha. Maar hy, die Here Jesus, het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, die misdadiger sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Soos die gebed van my hart vandag, dat ons elke een in ons self sal vind, om altyd, ag en ons hier wat se stryd, wat se probleem, dat ons terugdink, is net die Here, wat aan ons kan dink. As so baie liedjies, so pragtige liedjies wat uitgaan, wat ons ook vanoggend gesing het, hy het jou onthou, en ook vir my, want die Here Jesus het op die kruis gaan hang vir ons. Hy het niks verkeerd gedoen, sê die skrif vanmôre nie. Die moordenaar, ja, die een het nog gespot. Dit is wat ons nog vandag se daar doen. Ons spot nog. Ons vermaak nog. Ons vermaak nog die Here se werk. Ons vermaak nog die Here se huis. Maar daai een sê vir hom, hier hang ons vandag aan die kruis, saam met Christus, op die berg van Golgotha, op die kruis van Golgotha. En dierbaar is die tyd toe hulle nou al daar by die kruis kom op Golgotha, toe die Here al redelik baie verduur. Hy is op hom laaste nog net om te sterwe. Maar die Here sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam, is nooit te laat, maar die skrif sê ook, ons moet ons haas om by die Here uit te kom. Want ons weet nie gaan ons genade kan zet nie. Dit is bloot genade wat hy moordenaar of misdadiger gekry het. En is so pragtige, ek like so die liedjies dierbaar is, wat die skrif, wat die lied ook sê, when Jesus was on the cross, I was on his mind. Dierbaar is 'n klein opsommingkie van dit wat ek nou gelees het. Jesus op die kruis gehang, tussen die twee manne. Hulle was skuldig omdat hulle die wet gebreek het, ja. Hulle weet, hulle moet daar hang, omdat hulle misdaad gepleeg het. Maar Jesus hang tussen hulle, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Maar toch moes hy dieselfde straf dra, selfs zwaarder. Al drie is naby aan die einde, die dood. Die een hou hom spot, hy hou aan spot. Hy sê vir Jesus, as jy die Christus is, verlos jouself. Dit is wat ons het. Ons het klomp goed wat ons praat teenoor die Here, maar ons hou nie in rekening en in ag met wie die Here werklik is nie. Wat die Here waarlik waar in staat is om te doen in ons lewe nie. Die ander een sê, die man het niks verkeerd gedoen nie, maar hy hang saam met ons vandag nie. En op die oomblik sê die ander een, wees my genadig en dat ek vandag saam met u in die koninkryk ingaan. En Jesus se antwoord aan hom, kom sonder huiwering, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dierbaar, ek hou so van die woord paradys. Is so
ek stel my voor hoe pragtige plek daar is. Ons ken baie skrifgedeeltes, baie sê goed, baie liedere word daar gesing. Daar is geen trane. Daar is geen pyn. Daar is geen dood in daai paradys. En wie van ons as ons vanmôre sit, wil nie graag sê saam met Jesus in sy koninkryk eendag wees nie. Maar ons moet werk en ons moet doen, sê ek altyd, wat ons moet doen. Het is belangrik om te doen wat ons moet doen en dit is sy wil. Ons moet sy wil doen. Hierdie woord bring hoop vir mense wat dink hulle het te ver gegaan. As altyd 'n genadekans by koning Jesus is dis hoe daardie misdadiger 'n genadekans ontvang het. Daai misdadiger het geloof gehad in Christus en sy geloof dierbaar. Daar's niks wat ons in hierdie wêreld of op hierdie aarde of in elke seisoen in ons lewe of in elke situasie in ons lewe, daar is niks wat ons sonder geloof kan doen. Die belangrikste is ons moet geloof het, want geloof red ons en ek glo geloof het hy man se siel gered. En dan wil ek afsluit met 2 Korintiërs 5 vers 8. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon. Dit is hoe ek voel. Ek glo so ook elkeen van ons vanmôre. Want dit is verreweg die beste. En die wêreld met sy probleme, it's too much. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Maar het is nie maklik. Ons moet daar stry om by die Here in te woon. Dan die poort is nou wat ons moet deurgaan. En die versoekings is groot op die aarde. En ons raak mismoedig. Baie teëspoede, teekantings. Maar vanoggend is die Here. En ek glo, my geloof is sterk. So wil ek elkeen bemoedig. Have faith in God. Want het is net faith wat ons weer elke situasie van ons lewe deurdra. Toe hulle by die kruis gehang het, toe hulle so te sê klaar in die dood. Dat is die laaste gewees. En God het gered dierbares. Prys die Here. Goeiemôre dierbares. My skrifstuk kom uit Matteus 27 vers 46. Ek gaan net daai een skrifgie vat. Die wat hulle boeke het, maak maar gou vir my oop daarby. Matteus 27 vers 46. En omdat die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Dierbares, God is op sy bittere einde. Daar's niemand wat hom bystaan nie. Hy het geen steun nie. Niemand word bespot. Maar kom ek sê jou vandag, elkeen van ons soos ons ingekom het daar vanmôre, ons het ons eie probleme. En is maar nou net, al voel jy hoe bedruk, die wêreld druk jou, al steun wat jy kan het, is maar net op die Here. So enige probleme wat jy het, vat dit, sit dit neer by God se voete en keer om. Moenie terugkyk nie, want Jesus het 'n bittere, swaar dood deurgegaan vir ek en u. So, die bloed het nie net geval op aarde as niks nie. My uitgangspunt is die, mense, jy kan regtig in watter omstandighede is. Jy het geen ondersteuning van jou familie nie, van jou vriende nie. Dis net jy en jou probleem. So hierso het Jesus klaar geweet. Niks en niemand kan hom keer van die kruis, van sy dood daai dag nie. Niemand nie. So Jesus, soos hy groot geword het ook, het hy geweet, een dag gaan hy die prys betaal vir ons. So wat ek graag wil sê, mense, as jy vandag 'n probleem het, maak nie saak groot of klein nie, jy het geen ondersteuning nie, jy het die wêreldse ondersteuning as jy by God is.
van jou probleme kan hy alleenlik kan hy oplos. Baie dankie. Goeiemôre, dierbares. My gedeelte, ek is so overwhelmed met my gedeelte. Eerstens wil ek net vir die Here sê dankie dat my nene se kind in die huis van die Here is vanoggend Pieter dat jaar gebring het. Dat sy ook kan luister wie vir haar gesterwe haar al haar sondes op die kruis van Golgotha. My gedeelte is uit Johannes 19. Dan lees ek van die 25ste vers. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Kloppas en Maria Magdalena gestaan. Toe sê Jesus, moeder, sien. Toe Jesus sy moeder sien en die disippels vir wie hy baie lief was, die disipel wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Dierbares, ons as moeders, Lisa, ons as moeders, ons kan nie indink wat 'n hartseer Jesus se moeder moes ervaar het nie, toe sy haar seun sien ly met die optog om gekruisig te word nie. Terwyl Jesus aan die kruis hang, in uiterste pyn en vernedering, doen hy iets diep menslik en diep goddelik. Hy kyk na sy moeder Maria en na die disipel wie hy lief was en sê, daar is jou seun, daar is jou moeder. Selfs in Jesus se laaste oomblikke, dink Jesus nie net aan sy eie lyding nie, maar aan verhoudings, en hy dink aan ons, en hy dink aan al die ander moeders. Hier wys Jesus vir ons dat liefde nie ophou wanneer dit moeilik gaan nie, of moeilik raak nie. Die kruis dierbares is nie net 'n plek van versoening met God nie, maar ook 'n plek waar nuwe familie gebore word. In Christus word ons aan mekaar gegee. Ons word geroep om mekaar se laste te dra, om vir mekaar 'n tuiste te gee. Jesus leer ons dat geloof nie net oor persoonlike redding gaan nie, maar oor verantwoordelikheid vir ander. Aan die kruis word 'n kerk gebore, 'n gemeenskap waar mense vir mekaar sorg soos familie. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat Jesus ons aan mekaar toe vertrou het, dierbares. As ons wil op die pad uitsak, dan moet een die ander in gaan hak. Ons kan vir mekaar bid, want daar by gebed as lê die antwoorde. So dierbares, my bemoediging is vanoggend, laat ons kyk aan mekaar, laat ons vir mekaar omgee, laat ons mekaar ophelp. As een die ander swak is, laat ons onderskraag. En daarmee staan ek terug. Groet almal in die wonderlike naam van die Here. Daar's 'n lied wat sê, terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby, hou net aan van die Here
sal guns aan jou bewys. Terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby, hou net aan, want die Here sal guns aan jou bewys. My woord is vanmôre in 19 Johannes 19 vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles in al volbring was, sodat die skrif vervul sal word, het Jesus gesê, ek het dors. Toe kyk ek so bietjie na dors. As ons baie dors is, dan gaan koeldrinkie help. Jy kan maar wat 'n energy drink bring. Jy soek water, coach. As jy ge-exercise het, dan voel jy sweet, dan jy so dors. En ons weet, as daar nie water in ons community is nie, dan soek ons waar is daar 'n tap of 'n waterding wat ons kan water skep. Want ons need water om te was, bovenal ons need water om te drink. Want jy raak mos al hoe swakker. En as jy water nodig het, en jy so swak, dan is al jou electrolytes, potassium, wat ook al, chloride, is uit jou liggaam uit. So die water gaan dit weer vul, en dan weer jou versterk. Maar dit was die laaste, wat die Here Jesus gesê het, ek het dors. I am thirsty, not I was thirsty, nie ek was dorsie. En weet julle wat maak hulle met die Here Jesus? Hulle gee vir hom asyn op 'n stok en 'n spons om hom te lawa. Hulle is nog besig om die Here nog verder seer te maak. Kan hulle dan maar vir die Here 'n bietjie water gegee het? In hulle houding is like, jy kan bespotting weer verder gemaak word. En Jesus was baie dors vir ons sonde mense. Dit was nie 'n sommer so nie. Iemand sê, die kruisdood is so morbied en jy wil nie daarin gaan nie. Maar juist die kruisdood moet ons herdenk, dat ons nie vergeet wat het die Here deurgemaak. Ja, die opstanding is lekker. Die opstanding is wanneer Jesus opgestaan het, maar vanoggend sit ons hier en ons herdenk die kruisdood van die Here. Rede daarvoor, want ons is ook in die vallei. Meeste van ons is in die vallei. Ons voel Jesus se pyn aan, ons voel Jesus se lyding aan, want ons is regtig waar in die kramp. Ons weet nie watter kant toe party dan nie. Van ons het nie 'n blote sent op in ons sakke nie. Van ons het nie 'n nuwe kledingstuk om aan te trek nie. Van ons families is so de mekaar. Hulle wil nie van ons weet die doorheen. Die familie en jy weet wat dit is doorheen wanneer jy in die vallei is doorheen. En ek gaan nou 'n bietjie lees nou. Wanneer ons by die 5de woord van Jesus aan die kruis kom, word dit stil. Daar is geen verklaring nie, geen lang sin nie, maar net 3 eenvoudige woorde. Ek is dors. Juis in die eenvoud daarvan lê die diepte in hierdie uitspraak, sien ons volle menslikheid van Jesus, soos ek en jy hier sit vandag. Hy wat die seun van God is, ervaar hier die uiterste fisiese nood van 'n menslike liggaam. Soos ek pas gesê het, as ons dors het, kan niks ons dors les behalwe water. Sy liggaam het werklik gelei, dierbares. Jesus het ure aan die kruis gehang. Jesus het bloed verloor. As jy verloor, is dit moeilik. Jesus was swak. Hy het water.
Wanneer Jesus sê, ek is dors, hoor ons nie net die pyn nie, maar uitputting. Ons sien 'n verlosser wat nie bo menslike lyding staan nie. Ons en die Here het gekom om mens te word. Jesus het afgekom en hy was mens soos ek en jy. En ons sien 'n verlosser wat nie bo menslike lyding staan nie. Ons ly dierbares, maar daarin ingegaan het. Hy weet wat dit is om swak te wees. Selfs op hierdie laagtepunt verloor Jesus nie sig op die wil van die Vader nie. En so verloor ons baie keer sig van Jesus. As ons in 'n probleem is, dan gaan ons hier na toe en daar na toe. Maar Jesus, die eerste ding waar ons op gaan, na Jesus wat menslik geword het. Daar is egter ook 'n dieper geestelike betekenis in hierdie woord. Jesus het tydens sy bediening gesê dat hy die lewende water is en dat wie van hom drink nooit weer dors sal kry nie. Daar's baie goede wat ons se dors les. Een of ander ding is die drank alkohol. Een of ander drink is addiction. Een of ander ding is probleme. Maar Jesus sê, nou hoor ons homself sê dat hy dors is. Hier sien ons die groot omreiling wat aan die kruis plaasgevind het. Hy dra die geestelike droogte van 'n wêreld wat van God vervreem is, sodat ons vervulling en lewe kan ontvang. Hy neem ons leegheid op homself. Wanneer Jesus as syn ontvang iets bitter, wys dit vir ons dat hy die volle beker van lyding en oordeel drink. Dit is dieselfde beker waarvoor hy in Getsemane gebid het, die beker van sonde, verlatenheid en straf. Hy drink dit tot die laaste druppel. Daar bly niks oor vir die mens om te dra nie. Die skuld is gedra, die prys is betaal. Hierdie woord spreek ook van direk tot ons lewens. Elke mens ken 'n vorm van dors, wat ek nou gesê het, 'n innerlike leegheid, 'n verlange om vervul te word. Baie mense probeer daardie dors stil met dinge wat hulle nie kan versadig nie. Die 5de woord van die kruis wys ons dat net Christus die ware bron is. Net hy kan gee wat blywend is. Wanneer ons dus hoor hoe Jesus sê, ek is dors, hoor ons nie net 'n kreet van pyn nie. Ons hoor liefde wat alles gee, gehoorsaamheid wat nie opgee nie en genade wat ons tegemoet kom. Die kruis herinner ons daaraan hoe groot die prys van ons verlossing was en roep ons tot dankbaarheid, oorgawe en geloof. Wees gestig. Want dit wat jy deurmaak, die Here het klaar die prys betaal. Hy die jou ondo en wakamai juwai da en betterlei wa wonder liefde so wij ken vrij dat breek se ja vir jou en my. Nou vanmorgen begroet ek van ons pastor, onze juffrou, ons deacons, evangeliste, dat is uit onze pastorie achter mij die grond, waar ik op loop, want die is heilig, die jeugd, die sondagskool, elke lede in die kerk. Nou vanmorgen is het zo'n blije voorrecht om hier te kan staan, om net die goedheid van die Here te kan verkondigen. Ik zeg altijd, ik is niet perfect, ik streef ook. Ik maak fouten, maar ik bid. Nou, die kruis kwam herinner me weer zo eens dat alles is mogelijk voor een mens wie in hom glo. Nou, die 6de kruiswoord in Johannes 19 vers 30.
Pastor my bietjie diep ingegooi, maar ek sê toe ja, volgende vir pastor nie alles is reg. Ek sê Here, laat ek u wil volg, want as ek nie begin nie, gaan ek nooit weet nie. En ek lees as volg, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit maak my 'n bietjie so bekommerd. Ek sê, want ek weet altyd ons spreek die woord. Ek sê, maar dit is dieselfde woord wat gaan terugkom en wat my gaan kom vaspyl teen die kruis en vir my sê, Jolien, onthou die daardie dag wat jy die belydenis gedoen het van die 7 kruiswoorde, dat jy jou pad wys geraak. En ek sit in bepeins, ek sê, Here, help my. Wat wil u hê? Wat moet ek sê? Dit is volbring. Nou, wat die woord in die 6de kruiswoord eintlik vir ons wil sê, is dat God het die oorwinning vir sy mens, vir my en vir jou, en vir die enige ander wat die Here aanvaar aan sy uitnodiging. Nou, vir my voel het dat toe Maria, dit moes aanskou haar kind gebespot word. Ek sit my kind voor my, en ek vra, Here, sal ek toelaat, sal ek die krag hê? Ek sien hoe loop my kind, hoe hom bespot, hoe hom bespieg, hoe hom slaan, hoe die marteling. Hoe het dit gevoel vir daardie moeder? As ek verlede week paste, toe my kind amper 'n ongeluk maak op Jutney High, toe moes ek voor my knieë gaan. Ek sê, Here, die kar is u in die wêreld. Gee my net sy lewe. Dankie vir sy lewe wat u gespaar het. Nou sien ek 'n moeder met pyn en lyding, met trane in haar oë, wat 'n seun moet opoffer vir my en vir jou, vir ons sonne, sodat ons die oorwinning kan behaal. Nou, wat vir my so uitstaan in hierdie vers, is dat ek sien as ons moeders mos skoon maak, dan maak ons skoon, ons maak die huis stel uit en ons maak op elke hoek en draai beddings, alles. En wanneer ons klaar is, dan staan ons terug en ons kyk. Dan sê ons, nou is ek klaar. En dit is hoe die Here gevoel het. Met al die martelings, wat hulle hom so gemartel het, gebespot het, waar Jesus uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani. Wat vir my sê in Afrikaans, my Here, waarom het u my verlaat? En dan sien ek dat die Here dan nou doorset, wat en niemand van kon water gee nie. Was 'n baie 'n goeie Samaritaan wat die asynlap moes vat en aan sy mond moes sit, waar hy sy hoof laat sak en dat hy sê, sy laaste asem uitblaas en sê, alles is volbring. It is finished. Nou vir my voel dit so dat ons moet hierdie kruis van die Here wat ons op ons skouers het. Ons het nie nodig om kruise te dra nie. Hierdie probleme wat ons deurgaan, is die duiwel wat wil hê ons moet voel. Ons skouers het gewig. Die Here het al reeds gesterf vir ons sondes. Hy het al reeds gesterf vir my probleme. Hy het al so uitgegaan vir my dat as ek terugsit, as ek Here dankie vir 48 jaar wat ek nie geweet het waar gaan ek dit haal nie. Dankie dat u gesterf het daar vir my, want u het geweet die salwing wat u vir my het op my lewe. En vandag kan ek hier staan en ek het nooit geweet dat ek deel gaan wees van die 6de kruiswoord ter wille van die Here. En ek moet net hom toelaat, dat hy my moes lei. Dit so my uitnodiging vandag is, dat ons die Here, met alles wat ons het, laat ons hom dien en laat ons hom loof. Dit gaan nie maklik is nie. Want hulle sê, as jy eers by die Here is, dan is dit wat die probleme begin. Maar die probleme is nie vir altyd nie. Want hier kom ons, en ons hoor dit, dat die Here sê, it is finished. Alles is volbring, sodat ons bid, en dat ons waak, teen die uur en die tyd, wat ons nie ken nie. En maar 'n paar woorde staan ek terug.
It is done, yes, it's done. Through the precious blood of Jesus, the battle is won. It is done, yes, it's done. It is done, yes, it's through the precious blood of Jesus, the battle is won. Singing, hallelujah, I am free. Thank you, Jesus, you've done it all for me. Singing hallelujah, I am free. Thank you, Jesus, you've done it all for me. Ek dink die taak is my opgelê om die laaste kruiswoord saam met u te deel. Ek sit daar en ek is besig om so 'n bietjie in die woord in te gaan. En terwyl ek besig is, lyk dit vir my die Here praat so met my deur so baie van sy skrifte. En ek later sê, Here, ek gaan nie alleen preek môre nie. Ek kan nie 'n hele boodskap alleen gee nie, daar's ander mense wat ook saam met my is. Maar wanneer mense so deur die woord van die Here gaan, dan is daar so baie openbarings, dinge wat hy vir u openbaar. En 'n mens wil graag dit met julle deel. So ek gaan regtig probeer om so kort as moontlik te wees. My gedeelte is in Lukas 23 vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep: Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. In your hands I give my spirit. Net voor hy sy laaste asem uitgeblaas het. Jesus kom en Lukas gee vir ons so baie dinge voordat die gebeurtenis plaasvind. Lukas verduidelik vir ons hoe op daai oomblik een van die kwaaddoeners met die Here 'n ontmoeting het. Hoe hy besef wat sy toestand is en hoe die Here hom innooi in die paradys in. En dan kom duisternis oor die aarde. Dit word pikdonker en die voorhangsel van die tempel skeur. Iets wat hy voorspel het gaan gebeur. En dan roep hy uit: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is my vreemd dat Jesus dieselfde woorde uiter wat Dawid uiter in Psalm 31 vers 6. Dawid bevind hom in 'n moeilike tydperk. Hy word omring deur vyande. Daar's gevaar rondom hom. Dit lyk asof sy einde naby is. En hier roep hy uit: in die hande gee ek my gees oor. Dieselfde woorde wat Christus in die Nuwe Testament uitroep wanneer hy op die kruis hang, word deur Dawid geuiter in die Ou Testament jare voor hierdie gebeurtenis. Dit is so dat dit is as dit ware vir my 'n voorspelling dat dit wat in die Ou Testament gebeur, Dawid se woorde kom in vervulling in die Nuwe Testament wanneer die Here dieselfde woorde uiter as wat Dawid geuiter het in Psalm 31 vers 6. Handelinge 7, Stefanus staan daar, is besig om te gooi, is besig om te stenig, en net voor hy sterwe uiter hy die volgende woorde: Here Jesus, ontvang my gees. Ander woorde, hier terwyl hy besig is om dood te gaan, sy laaste asem uit te blaas, gee hy sy gees aan
Christus oor. Selfs in die naderende dood, selfs die feit dat hy weet dat hy gaan sterwe, enige oomblik gaan sterwe, het hy daai vertroue in Christus, dat hy sy gees aan hom oorgee, dat hy dit in die hande van die Here plaas, omdat sy vertroue in die Here is. Net so kom Christus op die oomblik van sy dood, en hy gee sy gees oor in die hande van sy Vader. In ander woorde, daar vind 'n skeiding plaas tussen liggaam en gees. Hy sê die mens bestaan uit 3 dele uit: liggaam, siel en gees. Dit is die 3 dele waaruit die mens bestaan. En die liggaam is hierdie stoffelike ding waarin ons leef. Die siel is jou emosies. En dan die gees is dit wat jou verbind met Christus. Die gees is jou verhouding met die Here. Dit wat jy met die Here aanklank vind. So wanneer Christus sê dat hy sy gees oorgee, beteken dit dat die liggaam gaan dood, maar sy gees gaan voortlewe in die hande van sy Vader. Hy sê wanneer ons dus sterwe, broer Snell, gebeur dieselfde ding wat met Christus gebeur het. Die liggaam hou op om te bestaan. Die liggaam hou op om te bestaan, maar die tyd wanneer ons ons laaste asem uitblaas, dan gaan ons gees, as ons Christus gesterf het, gaan ons gees om by Christus te wees terwyl ons dood is. So die liggaam sterwe, maar die gees sterwe nie. Die gees gaan om saam met Christus te wees. Wanneer ons dus sterwe, lewe ons gees nog in die hande van die Vader. Prediker 12:7, en die stof sal na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God toe terugkeer, wat dit gegee het. Ek dink ons oudie het ook gelees 2 Korintiërs 5:6. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Aan die woord, terwyl ons in die liggaam is ons gees saam met ons. Maar wanneer ons sterwe, dan gaan ons gees om saam met Christus te wees. En ons gees bly dan daar met hom. En nou vra hy vir my, pastoor, nou wat gebeur met die gees wat by Christus is? Hy sê wanneer ons toe Christus opstaan, toe word sy gees en sy liggaam weer een. So met die opstanding word hy weer as het ware 'n mens, want hierdie 2 dinge wat geskei was as gevolg van die dood, word nou weer verenig. Net so gaan ons, wanneer ons sterwe, gaan die liggaam agterbly, maar die gees gaan na Christus toe om by hom te bly. En met die koms van Christus, die tweede opstanding, wanneer die Here gaan kom en die besuin gaan blaas Madoris, dan gaan ons gees verenig word met ons vlees en ons gaan opstaan. Die Bybel sê ons gaan hom ontmoet. Die besuin gaan blink, gaan klink en ons gaan hom in die lig ontmoet. As so baie goed wat ek oor die onderwerp kan praat, maar ek wil nie te lang tyd opneem nie. Die vraag wat ek vir myself gevra het, Genus, nou as die gees en die liggaam weer by mekaar kom met die opstanding van die Here, gaan ons dan nou 'n menslike liggaam hê? Hoe gaan ons wees wanneer hierdie 2 weer verenig is, coach? Gaan jy kan sien dat dit ek is wanneer ek gaan opstaan? Gaan ek dieselfde liggaam hê as wat ek nou het? Gaan ons mekaar kan herken wanneer ons weer gaan opstaan? Hy sê in Lukas
sien ons 'n interessante gebeurtenis. Christus het opgestaan en die disippels is besig om vis te braai. Hulle is besig om 'n vuurtjie te maak en 'n paar stukkies vis op te sit. En Christus kom na hulle toe aangeloop. Dis nou nadat hy opgestaan het. En hulle was verbaas om die Here te sien, want hulle dink mos nou hy is begrawe. Hy is dood. Hy is seker maar 'n spook wat aankom. Maar weet jy wat sê Christus vir hulle? Ek is nie 'n spook nie. Geef my 'n stukkie van hy vis. Geef my 'n stukkie van hy vis, dat ek dit saam met julle kan eet. Antwoord hulle het hom herken. Hulle het geweet dat hy God is. En hy het nie 'n liggaam gehad wat nie, hy was nie 'n spook gewees nie. Hy het 'n liggaam gehad en hy kon saam met hulle hierdie maaltyd geniet. Net so gaan ons ook, wanneer ons opstaan, as ek sterwe man, en die Here kom, sê die Bybel, dan gaan die grafte oopgaan, en ons gaan die Here tegemoet gaan, en dan gaan ons verheerlikte liggame hê om nie kom. Het gaan nie hierdie stoffelike liggame is nie. Paulus praat van 'n tentwoning wat afgebreek word. Antwoord, die liggaam was nooit bestem om vir altyd te hou nie, maar ons gaan gebeklee word met 'n onverganklike liggaam. Bybel sê die verganklike gaan geklee word met die onverganklike liggaam. En ons liggaam gaan nooit weer dit meemaak wat ons op die aarde meemaak, Michelle. Daar gaan nie siektes wees nie. Daar gaan nie dood meer wees nie. Daar gaan nie bekommernis wees nie. Ons gaan niks worry. Daar's die Shoprite in die hemel nie, Chantel. Shoprite gaan nie daar wees nie, want die Here self gaan vir ons voorsien. Hy gaan vir ons, en is hemel nie as gevolg van die feit, maar daar is dat ons op strate van goud gaan loop, dat ons verheerlikte liggame gaan hê. Nee, dit is die hemel, omdat Christus daar is, omdat ons met hom gemeenskap kan hê. Ek wil u bemoedig vanoggend man, moenie toelaat dat die vyand jou van die Here af wegvat nie. Dit was die donkerste tyd toe Christus daar hang en hy sy gees vir sy Vader gee. Net so beleef ons ook donker tye, Prodia, die moeilikste tye in ons lewe. En die vers herinner ons daaraan, dat wanneer ons deur die donker te gaan, dat ons dit vir die Here daai probleme moet gee. As 'n ou koortjie wat sê, you need to take it to the Lord in prayer, or take your burdens to the Lord and leave it there. Moenie dit kom en gee en dan vat jy dit weer en loop jy weer met dit nie. Jy moet dit vat en jy los by die Here. Mag God ons help man, dat wanneer die aardse tentwoning afgebreek word, dat ons gees ook met God verenig word. Dat God ons gees sal hou daar, dat dit lewend sal wees. Dat wanneer ons die dag sal opstaan, en weet jy, dit is nie meer so ver, wanneer ek rondom my kyk wat gebeur, is al die tekens daar, dat ons liggaam en gees verenig gaan word, en dat ons saam met hom gaan, waar ons vir ewig sal wees. Amen. Ek gaan op ons diaken roep, julle lyk so mooi voor, julle kan maar sit daar voor, ek gaan ons